Goeiemôre broeders en susters. Ons sê baie hartlik welkom aan vele besoekers hier by ons vanmôre. U is baie hartlik welkom en ons nooi een en elkeen uit om saam met ons 'n lekker koppie koffie of tee na die erediens te kom geniet. Ons kollektes onder die erediens is vir die instandhouding van die erediens en by die deure vir die boufonds. Ons kosteres Esther verjaar donderdag, die 1 Januarie. Ons sê aan haar baie hartlik geluk. En dan, ons kan dit nie glo nie, maar ons is in die laaste week van hierdie jaar. Mag die Here ons ook ryklik seën in die nuwe jaar. Ons bede is dat hy vir elkeen en elkeen van die lewenspad in die komende jaar ryklik sal seën. En kom ons bid vir mekaar ook, die seën van die Here toe. Ons sing Psalm 134, vers 4 sittende saam, waarmee ons mekaar dan ook vir die nuwe jaar die genade en die seën van die Here toe bid. Ons wil vanmôre stil staan by die genade van kind van God wees. Ons nader voor die Here met Psalm 33, die 5de vers in die Psalm, die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, staan daar lewenskragtig. Hy roep net, en dit het geskied. Dit het gebeur. En so ook in ons lewens, die lewe wat hy in ons wek. En ons sing dan in erkenning vers 6 en dan ook vers 11 waarmee ons voor die Here nader, vers 11, veral die tweede deel wat dan ons fotum is. Ons sing dit sittende saam. It's
Here antwoord op ons geloofsvertroue en groet ons met sy seën. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was, wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Aan hom wat ons liefhet en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God sy Vader, aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe, vir ewig en ewig. Amen. Kom ons loof die Here met 'n lied wat gebaseer is op Psalm 103. Lied 203, voluit op Psalm 103 gebaseer. Ons sing vers 1, 3, 4 en 5. 1, 3, 4 en 5. Ons bely saam ons geloof, en in aansluiting by ons geloofsbelydenis sing ons lied 334. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Aansluiting by ons belydenis wil ek uit 2 van ons of van die artikels in die Heidelbergse Katekismus aanhaal. Eerste Sondag 9, vraag 26. Wat glo jy as jy sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde, met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige reënsigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Die hoofsin wat vir my môre baie belangrik is, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, sy Seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek so, dat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in die jammer daaroor my beskik tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Die sekerheid wat ook belangrik is wanneer ons kyk na vorentoe, na die nuwe jaar. Die sekerheid dat ek veilig in die hande van my Vader is, wat versorg, wat vir my alles tot my beswil wil beskik, omdat hy dit as almagtige God kan, en ook as getroue Vader wil doen. En net vraag 33 van Sondag 13, waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem, terwyl ons tog ook kinders van God is? Omdat alleen Christus die ewige, natuurlike Seun van God is, terwyl ons, om sy ontwil,
uit genade tot kinders van God aangeneem is. Deur die genade, deur ons Here Jesus Christus, kinders van God, maar daarmee ook dat ons verantwoordelikheid het. Eksodus 19 sê die Here vir sy volk, dat hy hulle 'n koninkryk van priesters maak, 'n heilige nasie. Ons het dit ook gehoor in Openbaring en die seëngroet, dit wat volg op die seën wat in Openbaring ook gestel is, wat ons net nou ook gelees het, dat hy ons 'n koninkryk van priesters maak. Mense wat in die diens van die Here staan. En vir ons geld sy wil. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Ek het jou verlos. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet, my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy, nie jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere of die vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. En die res van die gebooie van die tweede tafel van die wet, blaai by Romeine 13, vanaf vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder. Dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag. Nie met gevyf en dronkenskap nie. Nie met ontug en losbandigheid nie. Nie met rusie en afguns nie. Bekleed julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Kom ons buig voor die Here in gebed. En ons doen dit met die gebed wat ons Here Jesus ons geleer het. Ons sing dit saam. Die gebed wat alles waarvoor ons kan bid saamvat in die hoofpunte van hierdie gebed.
Uit die woord van die Here wil ek vanmôre 'n hele paar gedeeltes lees. En by Johannes, die Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 1, vanaf vers 10. Ek graag baie meer wil lees, maar ek probeer maar 'n bietjie beperk. Johannes 1 vers 10. Hy is die woord, was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan. Tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was. Tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Johannes hoofstuk 3. Vers 3 van hoofstuk 3. Jesus het Nikodemus geantwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Blaai ons na Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 3. Van vers 26 lees tot in die eerste verse van hoofstuk 4. Brief van die Galasiërs hoofstuk 3. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. As jy hierdie beeld ook net nou gehoor toe die wet gelees is en ook uit dan uit Romeine 13 wat ook hierdie beeld gebruik. Ons het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek nie meer slaaf of vryman nie meer manlik en vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en ooreenkomstig die belofte erfgenaam. Hiermee bedoel ek, solank die erfgenaam nog minderjarig is, verskil hy nooit niks van 'n slaaf nie, alhoewel hy die eienaar van alles is. Maar hy staan onder die beheer van voogde en bestuurders tot die tyd aanbreek wat deur sy Vader bepaal is. Net so is dit ook in ons geval, toe ons nog minderjarig was ons as slawe onderwerp aan die elementêre beginsels van die wêreld. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. En omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, die gees wat roep, Abba, Vader. Jy is dus nie meer slaaf nie, maar seun. En as jy seun is jy ook erfgenaam deur God.
Dan laaste teks gedeelte uit 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, die tweede brief van Petrus. Die eerste hoofstuk, vers 3. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe. Deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur. Nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Wees net tot hier. Ons het verlede Sondag stil gestaan by Christus, die Seun van God, die ware Seun van God, voor die eeue, met ander woorde, voor ons tyd, uit die Vader gebore, ewig God, een in wese met die Vader. So bely ons. Kersdag het ons stil gestaan daar by die Seun van God, die ewige Seun van God, wat van ewigheid God is, in die tyd ook ons menslike natuur kom aanneem het. Gebore as 'n mens, juis om ons as mense te kom red. Omdat mense vir God so belangrik is, omdat hy van die begin af die mens gemaak het, om in 'n besondere verhouding met hom te wees. Daar van ons daarby stil staan dat die Here ons dan nou ook deur die verlossing sy kinders maak. Ons weet dit. Die probleem is dat hierdie word ook voorgestel veral vandag deur baie predikers, dat ons nou soos Christus ook God is. Die laaste paar jare is weer verskillende mense aan my spesifiek die goed gegee. Ja, maar wat maak ons hiermee? Hier staan hierdie groot, belangrike predikers, profete, wat ook al, wat met krag verkondig op grond van die tekste wat ons nou ook pas gelees het. Maar jy as 'n gelowige moet weet dat jy nou God is. Die hele beweging van dat jy kan net praat en dit wat jy sê gebeur, is daarop gegrond. Die hele sê 'n ding en dit gebeur. Hoekom? Want jy is God, jy kan dit laat gebeur. So is die bewering. Dit is daarom baie belangrik dat ons by hierdie punt baie deeglik ook stil staan, veral vanuit ook die afgelope preke oor die feit dat ons Here Jesus Christus waarlik God en waarlik mens is. Beteken van bo gebore dat ons nou ook wat uit, soos wat daar gesê word in deur Johannes, ons uit God gebore is, dat ons God geword het. Is dit wat deel hê aan sy goddelike natuur beteken? Ons moet baie duidelik sê, nee. Dit op grond van die res van die skrif wat baie duidelik maak waaroor dit gaan. Ons kan al met logika sê dat ons geloof heeltemal anders belei sal moet word.
indien dit die geval sou wees. En dan het ons nie meer 'n geloof in 'n drie-enige God nie, maar in 'n miljoen-enige God. Kan tog nie. Almal van ons God is dieselfde God. Nêrens ooit sprake van 'n miljoen-enige God nie. Nog nooit in die teologie en die geskiedenis nie. Dis die implikasie van hierdie leer. Die tweede implikasie van hierdie leer sou wees dat die sondeval geslaag het. Dis waar alles begin skeefloop het. Ons kyk na die kennis van goed en kwaad, maar die eintlike ding wat die duiwel vir Adam en Eva sê is, julle sal soos God wees. As julle daardie kennis het. Dit wat julle onderskei van God is dat hy hierdie kennis het oor goed en kwaad, wat eintlik beteken hy die besluit reg daaroor. Julle is onderwerp aan dit wat hy bepaal, wat sy kennis van goed en kwaad is. Die mense aspirasie is om te sê, nee, maar ek wil in die Here kom. Ek wil God wees. Ek wil besluit wat's reg en verkeerd. Dis presies wat die sondeval wil doen. Hy wil die mens wat wil God wees. Wil ons werklik sê dat deur die verlossing laat die Here die sondeval slaag deur die mens God te maak. Kan nie wees. Net ons behoorlik ook oor lees oor al die ander tekste en ons sou baie hierby kon voeg. Oor ons eenheid met God en God wat in ons werk, sien ons dat die mens nie God is nie, maar dat die Godheid hom verbind wel in ons mensheid, maar ons word nie God nie. Dis anders as Christus wat as God die menslike natuur aangeneem het en daarmee albei is, dit waarby ons donderdag stil gestaan het. Maar wanneer God in ons kom werk, dan bly ons en God nog afsonderlik van mekaar. Ons het die beeld byvoorbeeld van soos 'n kleed aangetrek. Romeine en Galasiërs wat die beeld gebruik. Ons het Christus aangetrek. Jy en jou klere is nie een nie. Jy word nie dieselfde as jou klere. As jy vir iemand 'n burgemeestersketting om die nek hang, dan kry hy status. Daar is erkenning vir hom, vir sy ampt. Daar is verantwoordelikheid wat op hom kom vir wat hy moet doen, maar hy word nie die ketting nie. Ons kan nie sê die burgemeester is 'n ketting nie. Werk nie so. Christus aantrek as 'n kleed beteken, ja, hy trek ons aan in koningsdrag. Ons is kinders van God. Maar ons het ook verantwoordelikheid om as kinders van God te lewe. En ons word nie die kleed nie. Ons bly afsonderlik daarvan. Ons kon nog ander tekste gelees het. Julle is die tempel van die Heilige Gees. God woon in julle. Maar wanneer God in 'n tempel woon, word die tempel nie God nie. Dis die woonplek van God. Ja, hy kan hom aan ons verbind as tempels deur wie hy gedien word in hierdie wêreld. Maar dit maak nie dat ons God word nie. God kan uit sy tempel onttrek. Daar bly 'n skeiding.
Dit bly afsonderlik. Die tempel is 'n besonderse gebou, want dis waar die Here woon. As God se teenwoordigheid wat die tempel besonders maak, die tempel word nie God nie. Die Here sê vir ons met die nagmaal, neem, dis my liggaam, eet. Neem, drink almal van hierdie wyn. Iets wat sê van hoe sy krag in ons kom werk. Maar weer eens, jy kan vir 'n jaar lank net brood eet. En na 'n jaar van net brood eet, gaan jy baie uitgebak wees met jou dieet. Maar jy gaan nie 'n brood word. Jy kan drink soveel jy wil en soveel getrek wees as wat jy wil. Maar jy word nie wyn nie. Die voedsel en die drank werk in jou en dit gee jou krag en energie en maak dat jy kan optree. Maar jy word nie jou kos nie. Om het so te stel. Om Christus te eet en te drink in 'n geestelike sin beteken dat ons uit sy krag lewe, want ons kan nie in eie krag dit doen wat die Here van ons vra nie. Hoe hy wil hê ons moet leef. Ons moet dit in die krag van die Here doen. Maar ons word nie Christus nie. So kan ons voortdurend na verskillende van die beelde wat die Bybel vir ons gebruik, gaan kyk. Ja, die Here werk met krag in ons. Maar dit stel ons in staat om dit te doen wat ons as mens veronderstel is om te doen. Wie hy ons gemaak het, dit maak ons nie God wees nie. Ons kan die beeld gebruik van 'n elektriese toestel. Jou yskas het krag nodig om te werk. As jy hom uitprop uit die krag uit, dan werk hy nie. Dan word dit nie koud. Die elektrisiteit is noodsaaklik vir die werking van jou yskas. En dit moet deur hom vloei. Maar jou yskas is nie elektrisiteit nie. Net omdat het ingeprop is en weer die elektrisiteit werk. God werk met krag deur sy Heilige Gees in ons. Ons word nie God nie. Waarom sê Petrus dan ons het deel aan die goddelike natuur? Dit beteken nie ons word die goddelike natuur nie. Daardie deel hê is in Grieks die woord wat ook partykeer in Afrikaans gebruik word vir die gemeenskap van die gelowiges, koinonia. Soos wat ons deel het aan mekaar as gelowiges, gemeenskap met mekaar het, aan mekaar verbind is deur die geloof, so is ons gemeenskap met die Gees van God, met die goddelike natuur. God verbind hom aan ons, sodat daar kan kommunikasie wees, sodat daar verbinding is, maar net so min as wat ons in hierdie vertrek, omdat ons almal gemeenskap beoefen met mekaar, een mens word en dieselfde word as die een wat langs jou sit, net so min as wat dit gebeur is ons dieselfde as God, omdat ons gemeenskap met hom het, omdat daar 'n verbinding tussen my en hom is, omdat ons kan kommunikeer en met mekaar te doen het en aan mekaar se hand kan lewe. Om het so te stel, aan die hand van God, wat in hierdie wêreld loop.
Wat beteken dit dan om van bo gebore te wees? Uit God gebore te wees. Die Bybel het waarsku dat alles wat tot stand gekom het, kom eintlik uit God uit. Hy het gespreek, hy het gepraat, en die dinge het gebeur op grond van sy praat. En wat dit wil sê, wanneer hy sê ons moet van bo gebore word, is dat God moet ingryp in my lewe en 'n nuwe skepping maak. Dis wat nodig was vir my, om kind van die Here te wees. Ek kon nie net bekleed word met Christus nie, maar ek moet eintlik verander word van dit wat ek geword het deur die sonde in 'n nuwe mens. Gryp herskepping van bo. Dis iets wat van self hieronder gebeur. Wat ek self kan regkry. God gebore wees beteken daarom in die lyn van al die ander beelde wat die Here gebruik oor ons verhouding met hom. Hy kom ingryp in my lewe. Hy kom nuut maak. Hy kom herstel. Hy het my weergebore laat word, 'n nuwe mens gemaak, maar 'n nuwe mens. Dit is baie duidelik, die hele gang van die woord van God gaan oor die herstel van die mens te wees wat God die mens bedoel het om te wees van die begin af. Toe hy in die begin gesê het dat ons mense maak na ons beeld, as ons verteenwoordiger, baie besonderse band met God, maar nie as gode nie. Die band wat vir ons beskryf word dan ook, en wat Paulus aan die Galasiërs ook pertinent sê, dat die Here ons as sy kinders aanneem in Christus. Hegte band soos tussen 'n ouer en sy kind. Dit bewerk die Here vir ons. Ja, dit wat God doen met jou lewe is nie ligtelik nie. Is nie minder ingrypend as ons sê, maar ek word nie God. Nee, dis geweldig. As die Seun van God kom mens word het, ons te kom red. Dat ons aan sy mensheid gelyk kan word. Is al klaar onbegryplik. Dat ek God my Vader kan noem. En die regte van die kind mag hê in sy huishouding. Wat 'n genade voorreg. Dis die tweede rangsie. Ouers wat kinders aanneem, maar die kinders kan in daardie huishouding die volheid van die huisgesin beleef. Hulle aanneming maak nie dat hulle die gene van die ouers kry nie. Maar daar is niks wat afbreek doen aan hoe die verhouding kan wees. God het jou aangeneem as sy kind. Dit is 'n genade voorreg. Dit maak jou nie God nie. Nee. Maar om dieselfde voorregte mag deel van kind van God wees. Dit is 'n ontsaglike genade voorreg.
Ons gaan nie so ver. Dis die wat die verlossing wil deurvoer, maar jy word God. Dit maak die evangelie van Jesus Christus nie halfwas nie. Om aangeneem te wees as kind van God, is 'n onbeskryflike genade. Leef jou kindskap. Leef in verhouding met jou Vader. Leef afhanklik van jou Vader. Weet vir die volgende jaar, ek kan in 2026 nie oorleef en werklik voluit funksioneer en voluit leef as ek dit op my eie moet doen. Hoef die nuwe jaar nie in te gaan in my eie krag nie. Met my eie insig, met my eie voornemens, met my eie wat ook al nie. Ek kan hier die komende jaar met al sy uitdagings hanteer. Want ek staan nie alleen nie. Ek kan leef in afhanklikheid van my Vader. Voluit leef. Met die wysheid wat die Vader vir my gee as ek bid. Voluit leef. As kind van God. Amen. Here ons almagtige God. Ons dank U Here dat ons op grond van U Seun se verlossingswerk, U ewige Seun se werk, ook deur U genade U ons Vader mag noem. Here, dat U ons as U kinders wou aanneem, gaan ons verstand te bowe. Ons dank U vir U genade. Ons bid U Here, lei ons deur U Gees om voluit as U kinders te lewe in hierdie wêreld. Lei ons in die komende jaar om van U afhanklik te lewe. Elke dag die beskerming van U vaderlike beskerming te soek. Voortdurend by U ons lig te soek, ons leiding, die wysheid vir dit wat ons moet doen, die besluite wat ons moet neem. Ons deur U Gees sal laat lei. Lei ons Vader om nooit arrogant te word, van onsself meer te wil dink as wat ons is nie, maar dat ons juis vanuit wat ons wel is, voluit sal lewe. As U priesters in hierdie wêreld, as U profete, as koningskinders wat in U krag kan heerskappy voer oor ons ou natuur, oor die sonde, oor die aanslae van die bose. Dankie Here dat ons juis in gemeenskap met U voluit kan lewe. Ons bid Here vir U vertroosting waar daar hartseer is, vir U genade in elke aspek van die lewe.
Dankie dat ons kan weet, U sien ons elkeen individueel. U hoor ons elkeen se gebed. Ook wanneer ons nou elkeen persoonlik ons harte voor U bring. Dankie Here dat ons weet, U hoor ons elkeen. Nie op grond van ons eie waardigheid nie, maar deur U Seun, ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Gee geleentheid vir die insameling van ons liefde Godse. Bruining uit die briewe van Johannes, die eerste brief van Johannes, skrifbruining 2:4. Ons sien al drie die verse. Oh
sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen. Ons het ons ook hier ons ook op. Ja. Dis seëning, dis seëning. Ja, ek moet bly. Ja, niks.